Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wat 'n kosbare woord uit Psalm 121 om dan ook hierdie geleentheid vanoggend te begin. Kom ons luister na hierdie pelgrimslied wat ons vind op Psalm 121 waar die pelgrim die volgende geskryf het. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Wat 'n wonderlike voorreg om te kan weet dat die drie-enige God, dat hy hierdie God is waarvan hierdie pelgrim praat. En dat hierdie God vir jou en vir my elke dag dra, troos en beskerm onder sy liefde, onder sy genade. Baie welkom by ons byeenkoms vanoggend. Mag dit vir jou 'n heerlike geleentheid opnuut net weer wees daar in jou slaapkamer, dalk in jou sitkamer of waar jy jouself ook bevind. Dis 'n voorreg om vanoggend ook weer so vir 'n paar oomblikke saam met jou te kan kuier. Enkele afkondigings van my kant af vanoggend. Die heel eerste is om net weer vir jou te herinner aan ons gemeente se nuwe webwerf wat die afgelope tyd lewendig geraak het of gegaan het dan nou op Google en op die internet en jy kan gewoon net nggrimbeek.com kan jy net intik in die Google soek engine en jy sal by die webwerf uitkom. Die heerlike van hierdie webwerf, hy het ook 'n selfoon applikasie wat jy gewoon net op jou selfoon nggrimbeek.com kan intik op jou Google soek engine en jy sal dan ook die webwerf daar vind. Die heerlik van hierdie webwerf is dat jy gaan daar al die inligting van die gemeente kry. Jy kan vorms aflaai wat jy sou nodig hê, wat jy gewoonlik by die kerkkantoor moes aanvra. Dit is daar beskikbaar. En ook die preke na ons YouTube kanaal en ook na ons Facebook skakel is daar ook beskikbaar. Gaan maak gerus 'n draai en mag dit vir jou ook tot groot seën wees. Dan liewe broers en susters, het ons die voorreg om so van einde Julie, die 26ste Julie, saam te begin kuier tot so die 30ste Augustus rondom 'n 40 dae reis wat ons rondom die woord gaan saam kuier. Dis 'n heerlike tema van God se asem tussen bladsye wat ons saam gaan bestudeer, 'n bietjie saam gaan gesels oor die inspirasie van die woord, die krag wat die woord van God het om jou en my lewe aan te raak en ook te verander. En ons het die voorreg om hierdie reis aan te pak so in voorloop van November hierdie jaar, wanneer ons as Afrikaans sprekende gemeenskap in Suid-Afrika 'n nuwe Bybelvertaling gaan ontvang, die nuwe direkte vertaling wat gaan verskyn in November. En so in voorbereiding vir hierdie vertaling het ons die voorreg om saam met 'n hele klomp gemeentes in Suid-Afrika dan vir 40 dae hierdie reis rondom die woord te onderneem. Jy kan persoonlik kan jy in jou huis, in jou studeerkamer, in jou slaapkamer, kan jy deel wees van hierdie 40 dae. Dink die grootste uitdaging van jou vir jou gaan wees om een van hierdie handleidingkies net by die kerkkantoor te kom afhaal. Dis teen R40 by die kerkkantoor beskikbaar en die res van die inhoud van hierdie 40 dae reis kan jy aanlyn in jou eie blyplekkie kan jy dan saam met ons geniet. Kom en kom word deel hiervan. As jy deel is van 'n klein groep, sal ons dan ook verdere reëlings aan ons klein groep leiers deurgee hier rondom. 'n Heerlike voorreg om so van die 26ste Julie tot die 30ste Augustus DV saam te kuier. En mag dit vir jou ook 'n wonderlike ervaring wees. Liewe broers en susters, is 'n voorreg om ook vanoggend weer die woord saam met jou oop te maak en saam met jou te lees. En ons het so 'n voortsetting van verlede week se tema rondom aanbidding, wat ons ook vanoggend dan gaan verder voortsit rondom die tema van ek is geskep, ek is gered, ek is geroep om God te aanbid. Ek lees vir jou vanoggend uit Markus 12 daarvan af vers 28 en hier staan die volgende: Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. En toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? En Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is,
jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as hierdie twee nie. Pragtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom, dit is waar wat u gesê het, die Here is die enigste God, en daar is geen ander God as hy nie. En om God lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jesus hom so verstandig hoor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Niemand het dit toe meer gewaag om Jesus 'n vraag te stel nie. Vers 30. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Dis 'n voorreg om dan ook die woord weer vanoggend saam met jou te kon lees. Daar word vertel van 'n man wat op 'n keer besluit het om van die VSA na Indië te reis, om daar na die doel van die lewe te gaan soek. Maar hy het niks gekry in Indië nie, wat hom tevrede gestel het nie, en hy het teruggekeer na die VSA. En toe hy daar in die VSA teruggekom het, het hy maar aangegaan met sy lewe, maar hy het hierdie vraag van, wat is die doel van die lewe, het by hom bly spook. Eendag toe hy brandstof in sy motor gooi by 'n bepaalde maatskappy se vulstasie, sien hy die lese van hierdie maatskappy is die volgende: enige iets, vra net. En dadelik het hy begin om van die een na die ander vulstasie van hierdie maatskappy te ry en hulle te besoek. En telkens die vraagie gevra, wat is die doel van die lewe? En hy het so in hierdie verskillende vulstasies wat hy besoek het, het hy verskillende antwoorde gekry. Hy het onder andere die antwoord gekry, ek weet nie, want dit is my eerste dag hier op werk. Ander het weer gesê, weet jy wat, daar was niks hiervan in die opleidingshandleiding wat ek ontvang het nie. Maar die meeste van die mense het hom net snaaks aangekyk en hulle koppe geskit. Op 'n dag het hierdie maatskappy se kliëntediensafdeling vir hierdie man geskakel en vir hom gesê, ons hoor dat jy ons vulstasie na vulstasie besoek met 'n vraag wat jy aanhoudend vra, en dit blyk dat jy nie 'n bevredigende antwoord kry nie. Daarom vra ons vir jou, stuur asseblief vir ons hierdie vraag, sodat ons 'n bevredigende antwoord vir jou kan terugstuur. Hy het toe sy vraag vir hierdie maatskappy gestuur, wat is die doel van die lewe? Na 'n paar weke het hy 'n koevert van hierdie maatskappy in die pos ontvang. In plaas van 'n antwoord, was daar 'n aansoekvorm vir 'n petrolkaart van hierdie maatskappy in die koevert. Liewe broer en suster, ons het verlede week begin saamgesels oor hierdie tema dat ek en jy geskep is, gered is en geroep is om God te aanbid. En ons het vir mekaar gesê dat die realiteit vir jou en vir my as mens is dat as ons soek na die doel van die lewe, gaan ons dit nie kry by 'n vulstasie of by 'n TV-geselsprogram nie. Jy gaan dit ook nie kry in een of ander selfhelpboek nie. Blote spekulasie gaan ook nie die antwoord vir jou gee nie. Nee, as jy die doel van die lewe wil ken, moet jy of met jou Skepper daaroor praat, of jy moet die woord van God ondersoek om die antwoorde daarop te kry. Want ek en jy is gemaak deur God, vir God. En voordat ek en jy dit nie verstaan nie, sal die lewe nie vir ons sin maak nie. Ons lees hier in Markus 12, dat Jesus op 'n dag gevra is, wat die grootste gebod, die grootste vereiste is in die wet. En Jesus antwoord hierdie vraag duidelik en helder en baie spesifiek. Jy moet die Here jou God lief hê. Dit is die grootste en die eerste gebod, sê die Here Jesus. Kortom, my en jou skepingsdoel as mens is om God lief te hê. God het jou en my gemaak om ons lief te hê. Maar God wil hê dat ons hom sal terug lief hê. En die Bybel het 'n baie spesifieke woord wat hiervoor gebruik word, en dis die woord aanbid of aanbidding. Aanbidding is om aan God met alles wat ons is en alles wat ons het, om met my hele lewe te sê, ek het U lief. Verlede week het ons vir mekaar daarop gewys dat aanbidding veel meer is as 'n blote sinoniem vir sang en musiek. Ons het ook vir mekaar gesê, aanbidding is veel meer as net 'n sekere manier van bid of 'n spesifieke liggaamsposisie wat ek tydens gebed inneem. Aanbidding is ter wille van God.
Aanbidding is vir God. Aanbidding gaan oor God. Aanbidding is 'n leefwyse. Dis 'n konstante daaglikse gesindheid wat ons aan God se getrouheid en ons afhanklikheid van hom herinner. Die vraag waarby ek vanoggend vir 'n paar oomblikke saam met jou wil stil staan is dit: hoe lyk aanbidding in die praktyk? Hoe lyk aanbidding in die praktyk van die lewe? Dis baie interessant dat Jesus in sy antwoord op hierdie vraag in Markus 12 baie spesifiek was oor hoe ons God behoort lief te hê, oor hoe ons liefde aan God te behoort te bewys. Hy sê daar in vers 30, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. En hiermee help Jesus vir ons om te verstaan, dat alhoewel God alles gemaak het, en alles aan hom behoort, is daar 3 dinge wat hy nie kan kry, as ek en jy as skepsel, as mens, dit nie vir hom gee nie. Hy het nie jou en my aandag, as ons dit nie vir hom gee nie. Dit is wat dit beteken om God met jou verstand lief te hê. God het nie jou en my liefde, as ons dit nie vir hom gee nie. Dit is wat dit beteken om hom met jou hele hart en jou hele siel lief te hê. Hy het nie jou vermoëns, as jy dit nie vir hom gee nie. Dit is wat dit beteken om God met al jou krag lief te hê. En ek wil graag rondom hierdie 3 sake enkele kort opmerkings vanoggend met jou maak. Kom ons kyk in die heel eerste plek na hierdie belangrike gedagte om te verstaan dat aanbidding is om my aandag te fokus op God. Aanbidding is om my gedagtes, my denke te fokus en te rig op God. In baie godsdienste van die wêreld is die idee van aanbidding om jou verstand op een of ander neutrale plek te kry. Baie godsdienste leer onder andere vir hulle mense om stil te gaan word, dalk met gekruiste bene te sit, in stilte te sit, in sidaar. Dit is aanbidding. Dit is nie wat God wil hê nie. God wil hê dat ek en jy moet dink as ons met hom besig is. God wil hê dat ons denke, ons gedagtes sal gebruik wanneer ons met hom besig is. As jy bid, kan jy maar net jouself as ware op autopilot sit en nie onthou waaroor jy gebid het nie. Jy kan nie in 'n erediens sit en net wegsink in jou eie gedagtes nie. Nee, God is 'n God wat op jou en my fokus. En hy wil hê dat ek en jy ook op hom sal fokus. God fokus hom op ons. En hoor net hoe God op jou fokus. In Psalm 139 het Dawid ietsie daarvan verwoord in verse 1 tot 3 wat hy sê, Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat dit by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Hoor jy hoe God op jou gefokus is in die woorde van Dawid? En dis hoe God ook graag wil hê, ek en jy op hom gefokus moet wees. So baie keer in ons gesprekke hoor ons dat mans baie keer kla en sê, weet jy wat, my vrou en kinders sê dat ek hulle nie lief het nie. Maar ek doen dan soveel vir hulle. Ek werk my oor 'n mik om vir hulle te wys, ek is lief vir hulle. Wat mans baie keer nie verstaan nie, is dat 'n vrou en kinders baie keer net daardie man se aandag soek. Dat sy aandag vir hulle 'n bewys is dat hy vir hulle lief is. En dit is ook vir God dieselfde. God wil hê ons moet op hom gefokus bly, soos wat hy op ons gefokus bly. Maar vir ons as mense is dit moeilik om te doen. Ons gedagtes dwaal so maklik van hom af. Ons selfgesentreerdheid en die trekkrag van die wêreld waarin ons leef, maak dat ons aandag maklik afgelei word. Wat nodig is dat ons dikwels doelbewus 'n besluit moet neem om op God te fokus. En dit gebeur onder andere waar ek en jy daagliks 'n tydjie oopstoot om daaglikse stilte tyd saam met God te hou.
En vanuit daardie stilte tyd ook intentioneel te gaan lewe. Intentioneel te gaan lewe om onder andere die gedeelte wat ek saam gelees het, wat ek voor die Here gelees het, waar ek sy stem gehoor het op daardie dag, om dit deur die loop van die dag intentioneel te gaan oordink. Dis Psalm 1 wat vir ons herinner, dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Meer nog, dat ek ook intentioneel as ware Efesiërs 5 vers 10 gaan lewe. Deur die hele gang van my dag voortdurend maar daardie vers as ware vir myself af te vra en uit te lewe. En wat staan daar? Paulus skryf, hy sê, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Vra jou voortdurend af of dit wat jy nou in hierdie oomblikke doen, wat jy nou so pas gesê het, die manier hoe jy opgetree het, of dit vir die Here aanneemlik is. Want jy sien deur die oordeenking van die woord, deur hierdie vraag vir jouself, die vraag af te vra, wat sou die Here doen? Is dit aanneemlik vir hom? Help dit vir jou en vir my om op God te fokus. Al is ons besig met die lewe en die lewe besig met ons. Aanbidding is om God met jou hele verstand lief te hê. In die tweede plek is aanbidding ook 'n uitdrukking van my liefde vir God. Dit is om God lief te hê met my hele siel en met my hele hart. Dit is om God lief te hê met my menswees, met my wil. En dis nogal iets wat baie moeilik ook is vir ons as mense. Kom ek verduidelik dit vir jou so aan die hand van die volgende. Onthou jy, toe jy daar in die laerskool was, of dalk daar in die hoërskool, en jy het begin hou van 'n meisie of 'n jong man wat jy raak gesien het, en jy wil graag agtergekom het, hoe het daardie mensie gevoel oor jou? Dan het jy gewoonlik eers iemand gestuur, om te gaan uitvind, hoe daardie jong man of jong meisie dalk oor jou voel. Hoekom? Want ek en jy is van nature bang om eerste ons gevoel te wys. Om eerste ons liefde vir iemand anders te wys. Om ons menswees oop te maak vir iemand anders. Want ons is bang dat ons kan seer kry. Dat ons verwerp kan word. En ons weet, ondervinding is hierin 'n harde leermeester. Maar dit is wat so wonderlik is van God. Ons hoef nie bang te wees dat hy ons nie sal lief hê nie. Johannes skryf in 1 Johannes 4 vers 19, hy sê tog, ons het lief, ons het vir God lief. Hoekom? Omdat hy ons eerste lief gehad het. As 'n man na sy vrou gaan en vir haar 'n mooi bossie blomme gee, en vir haar so by die gee van daardie blomme die volgende opmerking maak, en vir haar sê, weet jy mamma, ek gee vandag vir jou hierdie bossie blomme om 3 redes. In die heel eerste plek, ek is jou man. In die tweede plek, dit is vandag ons huweliksherdenking. En in die derde plek, mans moet vir hulle vrouens by hulle huweliksherdenking 'n bossie blomme gee. Wat dink jy, wat gaan mamma se reaksie op daardie handeling van pappa wees? Ek moet sê, ek dink nogal dat baie vrouens sal nie baie opgetrek wees met daardie woorde wat hy sê nie. Want jy sien, 'n vrou wil nie hê dat haar man haar uit plig moet lief hê nie. 'n Vrou wil hê dat haar man haar sal lief hê met sy hartstog, met 'n opregte liefde. En weet jy, net so voel God ook oor ons verhouding met hom. Hy soek nie godsdienstige plig nie. God soek nie 'n klomp moedseremonies wat ek en jy in ons lewe moet nakom om daardeur ons liefde vir ons te bewys nie, vir hom te bewys nie. Nee, dis juis waarom hy gekom het en ons kom losmaak het van 'n klomp moeds en moenies. Sodat ek en jy in vrede, maar bo alles in vryheid, hom kan lief hê. Hy wil hê dat ons hom uit vrye wil sal lief hê, uit vrye wil sal dien, uit vrye wil na hom sal uitreik. God soek 'n verhouding met jou en my, waarin ons menswees, ons hart, ons liefde vir hom kan gee. My liefde is 'n reaksie op wat God vir my gedoen het. Hy het vir my 'n nuwe lewe kom gee, en ek gee myself, omdat hy hierdie wonderlewe vir my gegee het, gee ek myself weer vir hom in diens en in liefde. Liewe broers en susters, aanbidding is in die derde plek om ook my vermoëns in diens van God te stel.
om my vermoëns in diens van God te stel. God wil nie net hê dat ek my gedagtes op hom moet rig nie. God wil nie net hê dat ek hom met my hart en met my siel sal lief hê nie. God wil ook sien dat ek hom lief het met my vermoëns. Jy moet die Here jou God lief hê, het die Here Jesus gesê, met al jou krag. Die van ons wat al lankal getroud is, weet dat dit meer as net soentjies en drukkies vra om liefde te bewys. Natuurlik wil 'n vrou graag iets hiervan beleef en ervaar, wil sy graag hoor dat haar man haar liefhet. Maar dis nie al wat liefde is nie. Liefde beteken onder andere ook hulp met skottelgoed was en die regmaak van die lamp in die slaapkamer. En ek dink hierdie afgelope Grendeltyd het vir pappas baie geleentheid gegee om baie liefde ook te doen aan vrou lief en aan die kinders. Want jy sien, liefde is om te hoor, ek het jou lief. Maar dan moet daardie liefde ook oorgaan tot dade. Dit moet ook gewys word. En ware aanbidding, liewe broer en suster, is waar my liefde vir God tot die daad oorgaan. Daarom dat Paulus juis vir ons hiertoe aanmoedig in Kolossense 3 vers 23, om uitdrukking aan ons liefde vir God te gee, in alles wat ons doen, as hy skryf, wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here, en nie vir mense nie. En wanneer ons hierdie vers hoor, liewe broer en suster, dan dink ons baie keer dat om iets van harte vir die Here te doen, beteken dat ek moet nou alles los, en ek moet myself nou in 'n klooster gaan toesluit, en daar moet ek vir God afgesonder en in aanbiddend voor God lewe. Of ek moet nou 5 ure op 'n dag Bybelstudie doen. Dis nie wat hierdie vers vir jou en vir my wil sê nie. Hierdie vers sê dood eenvoudig, moenie verander wat jy doen nie, maar verander vir wie jy dit doen. Hoor mooi, moenie verander wat jy doen nie, maar verander vir wie jy dit doen. In plaas daarvan dat jy jou werk doen vir jou baas of vir jouself, of dat jy dalk die huis skoonmaak vir jou huismense, doen dit vir God. En liewe broer en suster, ek wil vir jou as ware uitdaging sê, gaan waag dit 'n bietjie om net een dag met hierdie gesindheid, met hierdie ingesteldheid te gaan werk. Gaan werk een dag vir God. Gaan een dag vir God skool toe. Maak jou huis skoon met hierdie ingesteldheid dat ek maak hierdie huis skoon vir God. En ek dink jy gaan agterkom wat se verskil dit doen aan die kwaliteit van werk wat jy gaan doen en die moeite wat jy daarmee gaan doen. Want jy sien, liewe broer en suster, wat kwaliteit aanbetref, gaan jy nie afskeepwerk vir God doen nie. En jy gaan geen moeite ontsien om vir God dinge te doen wat tot sy eer en tot sy behaag strek nie. Om te lewe, om God te aanbid, is nie iets wat ek en jy net in die kerk doen en op 'n Sondag doen nie. Dit gebeur deur die gang van die lewe, in elke dingetjie wat ek en jy doen. Behalwe sonde kan ons vir God nie in verheerlik nie. Maar elke ander ding wat ek en jy as mens doen, kan jy doen as offer God, om daarin ook vir hom te sê, Here, met alles wat ek is, met alles wat ek het, wil ek vir u sê, ek is lief vir u. Ek wil sluit. Liewe broer en suster, ons het so 'n paar oomblikke gehad verlede week, vandag, om 'n paar basiese grondbeginsels rondom aanbidding vir mekaar net weer uit te wys. Jou en my grootste en hoogste doel vir hierdie lewe is om God te aanbid. Om vir God te sê, ek is lief vir u. En dis die Here Jesus wat vir ons help om hierdie liefde op 'n praktiese manier tot uitdrukking te bring. Om op 'n praktiese manier vir God te sê, ek is lief vir u. Ek is lief vir u met my hele verstand. Daarom fokus ek deur die gang van my dag en lewe op u. Here, ek is lief vir u met my hele hart en my hele siel. My hele menswees wil ek uitdruk as 'n stuk liefde vir u wat my eerste lief gehad het. En Here, ek is lief vir u met alles wat ek is, met alles wat ek doen, met al my krag. Aanbidding is 'n leefstyl, maar dit word sigbaar in alles wat jy doen. God het vir jou en vir my lief, en in reaksie vra hy dat ek en jy hom sal terug lief hê. Dit, liewe broer en suster, is ons grootste en ons hoogste doel van lewe hier op aarde.
Kom dan bid ek saam met jou. Hemelse Vader, Here, baie, baie dankie vir die voorreg om voor die wonder net weer van u liefde vir 'n paar oomblikke te kan kom stil word. 'n Liefde wat ook 'n wederliefde in ons harte en menswees kom wakker maak. En Here, wil u vir ons help om ook intentioneel diep in ons harte en ons menswees daardie besluit te neem om ook vir u lief te hê. Ja, Here, dat hierdie woorde van ons Here Jesus Christus waarlik waar sal word van ons lewe. Dat ons mense is wat God liefhet met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag. Here, mag ons liefde vir u ook 'n getuieniskrag, 'n genesingskrag ook dra na hulle wat nie vir u ken nie en wat u liefde ook so nodig het in hierdie lewe. Here, baie dankie dat ons mag weet dat ons aan u behoort, dat u die Here is wat vir ons beskerm, wat vir ons dra, wat vir ons versorg. En dat ons ook in hierdie tyd opnuut weer vir mekaar kan bid, vir u kerk kan bid, Here, vir ons land en sy mense kan bid, vir die wêreld en hierdie mensdom kan bid. En kan vra, Here, dat u sorg en seën en genade oor ons elkeen uitgestort sal word. Here, ons dink aan ons siekes, ons dink aan ons eensames, ons dink aan hulle wat operasies moet ondergaan in hierdie tyd, dat u met elkeen van hulle sal wees. Ons dink aan families wat in hierdie tyd ook by oop grafte moes staan, en mag u deur u vertroostende teenwoordigheid van die Heilige Gees vir hulle tot troos wees. Dankie, Here, dat ons vir ons leiers in ons land kan bid, kan vra dat u vir elkeen sal onderneem. Ons bid vir ons skole, Here, ons bid vir ons universiteite. Here, ons bid vir elkeen wat eers iewers 'n werkie verrig, dat u vir elkeen van hulle sal onderneem en dat ons ook op so 'n manier sal werk en studeer dat dit tot eer en verheerliking van u naam sal strek. Here, ons plaas onsself net vanoggend weer opnuut onder u sorg, onder u trou, onder u genade. En dankie dat ons mag weet dat u sorg so vir ons dat ons niks ontbreek nie. Dis die troos en die hoop waarmee ons elke dag lewe. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by jou wees en bly. Ja, so by jou wees en bly, dat jy met jou hele lewe God sal lief hê. Vrede vir jou. Amen.